Ons praat vandag oor die tweede brief van wat Johannes geskryf het aan die algemene brief aan die gemeentes. Die kernteks wat ek hier gebruik het is 2 Johannes 1 vers 6 en dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel. Goed. So die eerste saak wat ek met julle wil deel is hoe lyk die wandel van 'n gelowige? En ek het 12 punte waaronder ek dit wil sorteer om te sê, hoe wandel 'n gelowige? So die eerste punt is kies en wandel nie op jou eie weg nie. Kies en wandel nie op jou eie weg nie. Spreuke 16 vers 2 sê, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste. So, wat beteken dit vir my en vir jou? Dat of jy gaan funksioneer vanuit die Heilige Gees se leiding uit waarheid uit, of jy gaan in 'n ander gees funksioneer vanuit jou eie insig uit. Lukas 16 vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense. Met ander woorde, 'n eie wee. Ek regverdig myself voor die mense. Maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. En hier het Jesus baie spesifiek met die Fariseërs gepraat oor hulle wee was hulle eie ingesteldheid om mense na hulle toe te trek. En dit is hulle eie wandel wat hulle vir hulle self bepaal het. Handelinge 14 vers 16 sê, hy het in die tye wat verby is toegelaat dat die nasies in hulle eie weë sou wandel. Wat beteken? Die Ou Testament het God al die nasies toegelaat om in hulle eie weë te wandel. Nou, ek en jy kan nou lank daaroor debatteer. Beteken dit al die mense van die Ou Testament wat nie Israeliete was nie, is in die hel? Nee. God gaan altyd werk met wat gaan in die hart van die mens aan. Die mens het 'n natuurlike inklinasie om 'n God te soek. Dit hang net af wie jy jou God gaan maak. Gaan jy jou God kies vir dit wat jou behoefte is, of gaan jy hom kies omdat jy hom soek vir wie hy is? Romeine 10 vers 3. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. En dit is om jou eie weet te soek, is om in jou eie geregtigheid op te rig. En ons almal het ons op een of ander stadium skuldig gemaak aan 'n eie geregtigheid. Want 'n eie geregtigheid is iets waarin jy gewandel het van wat jy gedink het God se geregtigheid is. En dit was toe nooit sy geregtigheid nie, maar jy het besluit, dis die waarheid en ek gaan daarin wandel. Totdat jy in die waarheid gekom het. En ek en Karen het nou baie oor die spesifieke. Daar's 'n paar situasies waarin ons onsself gaan bevind in ons stap saam met die Here, wat jy gaan uitgedaag word deur God se waarheid, en dit gaan vir jou 'n klip in jou skoen word, wat dalk dit vir jou moeilik gemaak om te sluk wat God se woord sê. Dis nie altyd, waarheid is nie maklik altyd om te sluk nie. Want waarheid challenge jou partykeer op goeders wat jy een of ander afgod in jou hart het, wat jy van moet ontslaa raak. Ons weet, ons het 'n paar sulke situasies ons al gehad in die verlede. Goed. 2 Petrus 2 vers 15 tot 17 sê, hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bileam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het. Met ander woorde, hulle het die waarheid gehad, hulle het vir 'n tyd lank in die waarheid gewandel, en toe begin hulle af te dwaal na 'n ander weg toe. Maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het,
En die stomlasdier het met 'n stem van 'n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. Hulle is waterlose fonteine, miswolke, voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Kom ek vir jou sê, dat daar's 'n paar goed, veral na ons wat na ons manne se harte toe werk, wat jou baie maklik gaan vat op 'n dwaalspoor. En ons gaan, soos wat ons aangaan met hierdie gedeelte, gaan jy agterkom, daar's 'n paar goed wat na jou hart toe spreek, wat iewers in jou hart kom daar 'n ding op. En dan begin jy te stribbel van dit wat die Here wil doen met jou en dit waarvoor hy jou geroep het. En dan begin jy in opstand te kom. En wanneer daai opstand kom, dan kom daar 'n wegstap. Daar's 'n wegstap, ouens. Ek het al hoeveel keer gesien, ouens stap vir 'n tyd lank in die waarheid en dan kom daar 'n punt. En onthou, dis nie, jou wegstap is nie van 'n groepie mense af nie. Jou wegstap is 9 uit die 10 keer is dit 'n wegstap van die Here af. As jy wegstap vir die waarheid, is dit een ding. Maar pas op dat jy nie wegstap omdat jy verskil van die waarheid wat die Here in die gemeente wil werk nie. So kom ons laat dit net vir die oomblik daar. Judas 1 vers 11 sê, wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel. Wat is die weg van Kain? Die weg van Kain is my eie, ek besluit. Wie is God om vir my te sê wat ek moet doen? Ek besluit self. En omloon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en in die verset van Korag omgekom. Die verset van Korag kan jy maar gaan lees. Ek weet nie of julle weet van die storie van Korag nie. Maar Korag het sy eie spannetjie. Ouens, ek wil dit vir julle as familie in Christus sê. Moenie begin groepeer nie. Ek en hy kan nie chichi teen Morney nie. Hoorie, don't do that. Want die oomblik as jy daar begin, die oomblik as ons met mekaar begin chi oor 'n ander party, dan begin daar 'n ding in ouens in jou harte ontstaan, wat miskien nooit daar moes gewees het in die eerste plek. Dit gebeur maklik. Ons is almal vleeslik. Dit gebeur baie maklik om groepsgesprekkies te hê teen iemand. So kom ons wees versigtig vir dit. Goed. Die tweede punt wat ek wil maak. So die eerste punt was kies en wandel nie jou eie weg nie. Die tweede punt is wandel nie na die vlees nie. Wandel nie na die vlees nie. En jy gaan nou maar moet diep grawe vanmôre om te sê, is hier goed hierin wat ek my vinger op my eie hart kan sit en sê, hier is 'n vleeswandel hier ter sprake in my eie stap in die Here. So die eerste skrifgedeelte wat ek wil na kyk is 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. En ek, broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie. En dit sluit maar aan by daai skrifgedeelte wat ek dink wat jy aangehaal het oor kinders. Maar hy sê, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed. Jy het nou Hebreërs 5 aanval, nee, hierdie is 1 Korintiërs 3. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloesheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Okay, so hier's 3 goed wat hy aanhaal. Jaloesheid, twis en tweedrag. Want dis wat die vlees doen. So vra jouself die vraag af, as jy met iemand sou gaan praat oor hun broer of hun suster se issuetjies. Okay? As jy nie issues het nie, steek vir my gou jou hand op. Ons het almal issues. Right? So kom ons aanvaar, ons is almal kleipotte wat hier sit en ons almal het issues. Okay? En ek sal maar sê soos Paulus, ek het die meeste. Okay, ek het baie issues. En jy gaan goed in my kry wat jy nie van gaan hou nie. Maar die probleem is, dis nie ek wat die issue het nie, dis jy wat die issue met my gaan hê. Wat gaan maak dat jy gaan een van 3 goed doen. Daar gaan jaloesheid wees, daar gaan twis wees, daar gaan tweedrag wees. Of
Want wat sou die geestelike ding wees om te doen? Is om by die broer self te kom sit en te sê, weet jy wat, jy het nou 'n ding gesê wat my ontstel het. En dan sê ek, ek is jammer, vergewe my, en ons gee mekaar 'n drukkie en ons gaan nou. Die vleeslike manier is om tweedrag te gaan saai. Om te sê, daai Anton, moenie saam met hom stap nie. Want dis wat gebeur. Goed. So wat is die ander ding wat gebeur? Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander een sê, ek is van Apollos, is julle dan nie vleeslik nie. Ok, so wat sê Paulus hiermee? Paulus sê die ding is, 'n ou kan baie maklik geestelike verdeeldheid wek deur te sê, nee, maar ek luister eerder na daai ou en die ander ou sê nee, ek luister eerder na daai ou, en intussen tyd moet daai twee ouens eintlik net Christus verkondig. Het gaan net oor Christus. Dit gaan nie oor daai ou nie. Dit gaan nie oor hoe mooi daai ou praat en hoe minder mooi daai ou praat nie. En hoe sy aanbieding is so interessant is. Ag, hoeveel keer het ek die ou mense, ekskuus Tannie, maar die ou mense het altyd gesê, dominee se boodskap vanmôre. Het my so gestig. Verstaan? Want dominee, as dominee dit reg doen, dan is dit reg. Maar pas op vir partyskap, want dis hoe daai goed werk, is net om te sê, ek hou van hoe daai ou preek. Wie preek volgende Sondag? Dan besluit hulle, nee, ek dink ek gaan maar in die bed lê volgende. Een bietjie met Michelle gesels, ek wonder hoekom wil sy in die bed lê vanmôre. Ok, goed. Ek begin worry oor my preek vermoë. As die mense sê, ek wil eerder in die bed bly. Nee, Michelle is regtig nie 'n issue nie. Goed. 2 Korintiërs 10 vers 2 tot 3. Ek smeek dan dat as ek teenwoordig is, ek nie moedig hoef te wees met die vertroue waarmee ek meen om dit aan te durf teen sommige wat reken dat ons die apostels volgens die vlees wandel nie. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Ok, ouens, ek wil 'n baie belangrike stelling maak. Jy sal nooit nie in die vlees wandel nie. Jy sal nooit nie in die vlees wandel nie. Jy sal altyd met jou eie vlees uitgedaag word en jy gaan nooit nie in die vlees wandel nie. En trust me, daar is nie 'n plek wat jy kan sê, jete, nou is ek in die gees nie. Daar is nie so 'n plek nie. Ek gaan vir julle verduidelik hoekom. So, hou dit nou maar net in jou memory bank. Jy kan nie in die vlees wees nie. Jy sal altyd, selfs hier waar jy sit vanoggend, het jy vlees wat battle hier binne. Hy sal altyd daar wees. So, maak vrede met jou vlees. So, wat ook al jy hier hoor, jou vlees gaan sekere goed vir jou sê, wat jy nou moet ok, nou is dit, nou, vleesie is besig hier, want hy is altyd besig. Goed, maar hy sê, want hoewel ons, Paulus, ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Right, so wat gebeur? Jy hoor geestelike goed, en nou kom die vlees tussen beide. Nou wil jy met die vlees 'n battle veg teen daai ding wat jy gehoor het. In steede van om te sê, hoe moet ek dit hanteer? Kom ons kyk, is ek in my vlees nou in die waarheid? Of is ek in my vlees? Want dis die probleem. Jy kan dit nie hanteer uit die vlees uit nie. Jy moet gaan sê, so wat is die waarheid? Gees en waarheid. So baie keer kom jy nie, jy hoor iets uit die woord uit, en nou interpreteer jou vlees dit anders as wat die woord dit bedoel het. En dis net al wat die pop op die fans laat. Want nou begin die vlees te battle. En dan moet jy die vlees stil maak en sê, goed, kom ons kyk wat sê die woord, en kom ons beoordeel dit geestelik, of dit die gees is wat die praat en of dit my vlees is. Goed. Galasiërs 5 vers 16 tot 21. Maar ek sê, Paulus, wandel deur die gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.
Ouens, ek het die woord deurgekyk, nêrens in die woord sê, wandel in die gees nie. Daar's nêrens 'n plek in die woord wat sê, jy moet in die gees wandel. Okay, so dis heeltemal, okay, so kom ek gebruik 'n voorbeeld van om in die gees te wandel. Here, ek hoor die stem, en dan begin ouens super geestelik te raak. Maar hy sê, wandel deur die gees. Wat beteken? Gees en waarheid. Daar's niks wat ek en jy geestelik, ek beleef die Here sê dit, of vreemde goedjies wat mense uit die lug uit gryp, en dan sê hulle, ja, ek hoor die Heilige Gees se stem. Jy kan nie die Heilige Gees se stem hoor as dit nie met die waarheid gekoppel is nie. Daarom wandel jy deur die gees met die waarheid, nie in die gees nie. So, pas op vir daai ding wat 'n mens so maklik probeer doen om te sê, nee, jy moet meer geestelik wees. Wees net 'n bietjie geestelik, broer. Sing net 'n bietjie meer, want sit net iets in geestelik, jy kan nie. Dis 'n leuen. Ek het baie mooi gaan kyk oor wat dit beteken om te wandel geestelik, as jy dit so wil noem. Daar's nêrens 'n plek wat jy in die gees kan wandel. Goed. Nou sê hy sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hoe? Gees en waarheid. Die begeerte van die vlees gaan teen die begeerte van die waarheid staan, klaar. En as jy dit nie deur die gees met die waarheid werk nie, gaan jy iewers opeindig met, wat wil my vlees in hierdie saak hê? Wat is die begeerte van my vlees? En dan wandel jy in die vlees. Goed, dan sê hy, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. So jy gaan altyd, so ons kan baie maklik kom jy met kwessies oor waarheid. En so kom ons, ek wens ek kan 'n ander voorbeeld kry. Maar kom ons vat net die hele kwessie rondom vrouepredikers. Vir die vlees is dit 'n battle. Maar wat sê die gees? En dan moet ons luister wat die gees van die woord sê, en nie wat die vlees sê nie. Want as ons nou in die vlees wandel, gaan ons wegstap. En daar's ander issues wat ons sal hanteer soos wat die tyd loop. Wat jou vlees gaan sê nee. En dan wat gebeur? Dan sê jy, okay, ek stap weg. In steede van om te sê, waarmee wandel jy nou, broer? Is jy nou uit jou vlees uit besig om te wandel, of vertrou jy die Heilige Gees met die waarheid van die woord in jou stap saam met die Here? Hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Die twee staan, jou vlees en jou gees staan teenoor mekaar, en daarom kan jy nie doen wat jy wil nie. Want as jy doen wat jy wil, dan wandel jy in die vlees. Maar as jy deur die gees gelei word, right? Wat doen die gees? Hy lei ons. Waarna toe? Waarheid toe. As jy deur die gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie. Nou is dit nie moeds en moenies nie. Moenie dit nie, moenie dit nie. Goed. En die werke van die vlees is openbaar. En dan haak dit nou 'n bietjie aan wat Etienne dit nou gaan kyk na die positiewe kant, vrug van die gees. Maar hier is die vrug van die vlees. Dit is nie vrug van die vlees nie, werke van die vlees. Naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornig, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge. Dis 'n mond vol. Maar ek gaan die mond vol gou 'n bietjie saam met julle deurdraf, want ek dink is nodig dat ek beter verstaan wat is werke van die vlees in die werking van dit wat die Here met ons besig is mee. Goed. So ek gaan gou na 'n paar voorbeelde kyk van vleeslike werke, dat ons dit beter verstaan. En dan gaan jy dalk in jou eie stap agterkom, oeps, hier's 'n paar goedjies in my stap, wat ek nou moet kyk. Ek het dit opgetel in my lewe. Goed, so die eerste een is maklik identifiseerbaar, oorspel en hoerery. Wat in die Engelse vertaling praat van adultery and fornication, met ander woorde, dien ander Jesus. Dis wat dit beteken. Is dood eenvoudig dien ander Jesus. Net so het Jeremia 3 vers 8 tot 9 gesê, en ek het gesien toe ek uit die oorsaak van die oorspel van die afkeerige Israel
hoor haar verstoot en haar skeibrief gegee het, dat die ontroue haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan het en ook self gehoereer het agter 'n ander god aan. En vanweer haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het oorspel bedrywe met klip en hout. Nou, in ons dag gebeur is hoerery en afgoderry of oorspel is bloot die valsleringe wat daar buite verkondig word, wat ons partykeer nog te maklik nie vrede mee maak nie, maar ons maak nie genoeg daarvan nie. Ons maak partykeer nie genoeg daarvan om vir mense te sê, ek bedoel ons, en dit is wat die tweede brief van Johannes vir my so belangrik maak, is om te sê, jy kan nie vir 'n oomblik langer met hierdie ouens jouself vereenselwig nie. Goed. Die tweede punt wat hy hier gebruik het onder vleeslike werke is onreinheid. Onreinheid of uncleanness. En dit beteken om te funksioneer in valslering. Enige vorm van valslering. Enige vorm. Goed, ek het maar net 'n skrifgie, ek het so 'n paar skrifgies net uit die Ou Testament ook net om dit in te bring, om te sê, dit kom van daar af al. God se stap met Israel het selfs daai goed al daar gefunksioneer. Esegiel 39 vers 23 tot 24, en die nasies sal weet dat die huis van Israel vanweë hulle ongeregtigheid en in ballingskap gegaan het, omdat hulle teen my troubreek begaan het. Troubreek teen God is nie net ek dien 'n ander Jesus nie, maar ek dien hom nie in volheid met wat hy sê nie. Dit is 'n groot verskil. So 'n groot verskil is om te sê, ek het 'n valslering weet, as om te sê, maar daar sekere goed wat ek hoor hy vir my sê, maar ek funksioneer nie daar nie. Dit is eenvoudig. En jy moet jouself vra, wat is dit wat die woord van my sê, of vir my sê, waarin ek nog ongehoorsaam staan? En ouens, dis 'n baie moeilike ding om partykeer hier te staan en daai goed te opper. Dan sê 'n mens dit partykeer nie. Dan sê jy dit nie, want jy wil nie mense afronteer nie. Goed. Volgens hulle onreinheid en hulle oortredinge het ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg. En ek wil vandag vir jou sê, as ons nie waarheid hier verkondig tot op die been nie, gaan dit die Here 'n punt bereik dat hy sy aangesig vir ons sal verberg. En dan moet ons mekaar verantwoordelik hou om te hou by wat God se woord vir ons sê. Judas 1 vers 4. Want sekere mense het ingesluip wat lankal tevore al opgeskrywe is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van God verander in ongebondenheid. Ekskuus, het ek gesê ongebondenheid? Ongebondenheid is die volgende punt. Okay, ongebondenheid. Ongebondenheid beteken lasciviousness. Of die ander Engelse woord is licentiousness. Wat beteken los van Christus se heerskappy. Om los te staan van Christus se heerskappy. En dit hoef net in een area te wees. Ek wil net vra, ek wil hê die broers moet gaan bid daaroor. Oor die kwessie van betaal van jou tiendes. Ek wil hê jy moet daaroor gaan bid. En dat ons by die Here gaan sit, elkeen van ons by die Here se voete gaan sit, as gesinne, om te hoor, moet ons tiendes betaal? En as ons dit moet doen, hoekom doen ons dit nie? Want ons wil nie God ons opponent maak nie. En ouens, moenie my verkeerd hoor nie, die Here sorg vir my en Karen 100%. 100%. So, ek preek nie vir my nie. Ek moenie my verkeerd hoor nie. Maar die vraag wat jy vir jouself moet vra vanmôre is ek getrou? Want as ek
En daar's soveel skrifte en die Here is besig om met ons groepie te werk. Ons Dinsdae groepie oor die betaal van jou tiendes. En moet ons tiendes betaal en is dit nie nodig nie? En as dit is dat ons tiendes moet betaal, kan ons dit waag om dit nie te doen nie? Kan ons dit waag om vir God te sê ek sal dit nie doen? Dis 'n baie belangrike punt, want weet jy wat, dis die begin van die toets van 'n gelowige. En jy moet voor die Here kom, in jou staan voor die Here, moet jy by die Here kom, en so, daarom sê ek, dit wat ek hierso nou sê, is my bitter ongemaklik, want jy gaan dink, hy preek wel, hy wil nou sê, nee, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor, staan ons in geregtigheid voor hom, in gehoorsaamheid. En partykeer dan dink jy, man, los die onderwerp, want dit krap mense om. Maar dan staan ons skuldig voor die Here, en ons almal lê daaronder. Want kan ek gou vir jou sê, die belofte vir die ou wat sy tiende betaal is vir homself. Dis 'n belofte van God, vir hom. Ons kan bid, Here, sort my skuld uit. En nog steeds nie my tiende betaal nie, dan staan jy ongehoorsaam voor hom. En dan kan ek vir jou sê, hierdie boodskapie kan jou baie maklik laat wegstap. Baie maklik, ek weet. Maar jy moet baie diep grawe voor die Here om te sê, staan ek gehoorsaam in elke ding wat hy sê? Of gaan ek net vat en uitse wat vir my gemaklik laat voel? Goed. En dan wil ek vir jou by sê, dat wanneer jy, en ek vra vir julle as gesinne, want dis een van die goed wat ek voel ons as manne voor die Here moet uitmaak. Ons moet dit voor die Here uitmaak. Kan ek vir julle sê, ek het my baie skuldig gemaak aan nie tiendes betaal. Baie. So, hier is geen, is nie 'n skieding in my hand nie, dit wys altyd terug. Altyd. So asseblief, moet ek sien daarin nie. Goed. Okay, so ongebondenheid gaan dan oor om my los te maak van Christus se heerskappy. If he says it, we do it. Goed. Afgoderry, idolatry. Idolatry beteken om eiesinnig te wees, ek wil my sin hê. So om jou eie sin te wil hê. Hoekom dien ek die Here? Want ek wil my sin hê. Hy moet vir my gee wat ek wil hê. 1 Samuel 15 vers 23 sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Samuel wat hier praat met Saul. Eiesinnigheid. God sê, ek wil jy moet die Ammoniete tref met die bandvloek. Alles. Kind en kraai, hond, kat, beeste, skape, koning, almal. En dan kom hy met die bestes van die skape en die beeste aan en hy kom tot met die koning daaraan. Die vyand se koning kom hy en ek het sy lewe gespaar. Dis eiesinnigheid. God het gesê, tref met die band. Nee, ek gaan nie, ek is nie so wrede ou nie. Ek is nie so bad nie. God is bad, ek is nie bad nie. So partykeer sê die Here vir jou ding wat jy dink, dis ongehoord dat hy so iets vir my sal sê. Maar hy sê, tref met die band. Slaan dood voor die voet. Kinders. Slaan kinders dood. Ja, slaan hulle dood. God het gesê jy moet. Ek het al baie keer gesien, as jy sekere goed wil eenkant sit in jou stap saam met die Here vir jouself, dan is daai ding wat jou in die rug kom byt voordat jy. Weet jy hoekom het hy gesê maak die kinders ook dood? Want as jy nie die kinders doodmaak en dan kom die kinders, dan maak hulle jou kinders se kinders dood. Eventueel. Want as daar 'n haat, maak hulle dood. God het gesê maak dood, want hy sê dit nie sommer net nie. Hy sê dit met 'n doel. En as jy sekere goed in jou lewe het wat jy nie gaan doodmaak nie, it's gonna bite you. Vra af my en my vrou. Goed. Towery. Witchcraft. Witchcraft of towery is om kamptige geestelike voorspellings of profesieë uit te spreek. Hierdie ouens wat almal kom en sê, dis wat nou gaan gebeur met die wêreld en dit is, en dan is daar geen skriftuurlike fundament vir wat hulle sê nie, hulle gryp net 'n klomp goed in die lug uit. Of,
om hier te sit en te sê, ek beleef die Here sê vir jou dit, en die Here sê vir die en dit. Dis towery, witchcraft. Deuteronomium 18 vers 10 sê, daar mag niemand by julle gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan nie, wat met waarsêery, goolery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Goed. En dan bly maar weg van hierdie sterretekens en al daai goggas. My male was big time. Sterre, wat so ster? Ek was 'n boogskutter. Wat was jy? Ons is nog ons diep in daai goed gewees. Wat, weet jy nie wat jy is nie? Jy sien, van generasie tot generasie, nee. Right, maar ouens, dis simpel goedjies, maar daar's 'n klomp gif daarin. Want jy hoef net daai bietjie gif in te spuit en dan begin dit jou te affekteer, en begin jy sommer hier waarsê met goeters, die Here wys my en ek is jammer om dit te sê, maar is nogals 'n vroue ding. Vroue is lief vir daai speletjie. Waarsê die Here sê. Ek sal nooit vergeet toe ons by die begrafnis was van hierdie mense hierdie kant, sy seun, toe kom daar 'n vrou toe sê sy, die Here het vir my gewys, jou seun is besig om vir die kindertjies in die hemel klas te gee. Dis waarsêery. Dis towery om sulke goed kwyt te raak. En dan sê pappa en mamma, oog, dankie Here. Nou weet ek my seun is in die hemel. Op grond waarvan? Vers hoeveel? Waar kom mense vandaan om sulke goed kwyt te raak? Dis presies waarvan hy hier praat. Goed. Vyandskap. Vyandskap, die Engelse vertaling praat van hatred. Hosea 9 vers 7 tot 8 sê, die dae van die besoeking het gekom, die dae van vergelding het gekom, Israel sal dit ervaar, die profeet word 'n dwaas, die man van die gees 'n waansinnige, weens die grootheid van jou ongeregtigheid, omdat die vyandskap groot is. Vyandskap teen wie? Teen God. Wanneer jy begin jou eie ding te doen en in die vlees te wandel, dan raak jy 'n vyand van God. Ons ken almal die skrif wat sê, hy wat 'n vriend wil wees van die wêreld word 'n vyand van God. Hoor julle dit? Dis hoekom as jy, Konrad sê, minder en later dan kan jy nie meer saam met hom braaivleis hou nie. Want hoekom? Ek en Franco het nou daar buite net vinnig daaroor gepraat. Wat gebeur as jy saam met die wêreld kuier? Beïnvloed jy hulle om soos Christene te word? Nee, vergeet dit, jy mors jou asem. Jy word soos hulle. Hulle gaan nie soos jy word nie. Hulle word nie deur jou beïnvloed. Want die enigste ding wat hom gaan beïnvloed bietjie na die Here toe is godsdienst. En jy kan hom nie met godsdienst na die Here toe trek nie. Jy kan nie vir hom sê, moenie dit nie, jou nee broer, jy moenie sulke vuil grappe vertel nie, terwyl jy saam met hom saam met 'n bier in die hand, vergeet dit. Dis nie hoe dit werk nie. So die beste is, moenie met die wêreld vriende wees nie. Goed. Efraim is 'n spioen teenoor my God, wat die profeet aangaan, die net van 'n voëlvanger is op al sy weë gesprei, vyandskap is in die huis van sy God. Goed, volgende punt. Twis. Nee, ons twis nie. Twis ons nie. So twis, die Engelse vertaling praat van variance. Beteken om moetswilliglik te verskil met ander oor die waarheid. Moetswillig. Met ander woorde, dis moetswillig gesonde sê ek sê dis so. Dis opsetlik. Jy weet wat die waarheid is, maar net om jouself te regverdig sê jy nee, dit is nie wat dit sê nie, dit is wat dit sê. Goed. Jesaja 45 vers 9 sê, wee hom wat met sy formeerder twis. Hoe kan die klei vir die pottebakker sê, hoekom het u my so gemaak? 'n Potskerf by erwe potskerwe, sal dan die klei sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie? So, op die einde van die dag het die Here volle autonomie en autoriteit oor jou. Ekskuus, ek gaan dit weer sê. God het volle beheer en gesag oor jou. Elke persoon wat hier sit. Glo jy dit? En die vraag is,
leef en beweeg jy dan in daai waarheid om te sê, hy het volle beheer oor my. Ek is 'n onverdienstelike diensknegt en ek moet dien en doen alles wat hy sê. Goed. Jaloesheid. Nou die jaloesheid, die Engelse vertaling praat van emulations, en dit is 'n ambisie om met iemand in die liggaam te kompeteer. En dis ons manne se issue. Dis nie dit kan seker maar onder ons susters ook gebeur, maar manne kan nogals compete. Ons is almal, en daai competition gaan nie oor wie speel die beste golf nie. Ons weet wie is die beste golfer is. Konrad is die beste. Okay, so dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor wie is die beste in wat nie, maar met wie kompeteer ek in die liggaam om hom af te druk en my op te stoot. Maak ons onsself skuldig daaraan om te sê ek is beter as daai ene in dit. En ouens, ek het sê dit al op my eie lewe is dit van toepassing. Ek sal my nooit meet met 'n ou wat klaar onder my is nie. Hoor wat ek sê. Ek sal my nooit meet met 'n ou as ek die 100 meter hardloop 15 sekondes en 5 punte van 'n sekonde. En David hardloop hom in 16 sekondes, dan sê ek mos nou klaar vinniger as hy. Maar hy weet in elk geval ek's vinniger as hy. So, dis nie 'n kwessie nie. Die punt is, wanneer iemand vinniger is as ek, dan trek ek hom af. Ek bring hom af onder my. En dis hoe dit werk. Wanneer jy bedreig voel deur iemand, dan gaan jy daai persoon aftrek. En ouens, dis 'n geestelike beginsel, want wat is ons voorgeroep, is om te dien. Ek weet beter as hy. Ek ken die skrif beter as hy, of wat ook al. Ek meen, hierso was al drome gewees oor 'n sekere ou wat voor staan en maak of hy beter weet as die ander. En dan moet hy maar reageer daarop en sê, goed Here, as ek dan daai ou is wat dink ek weet beter as ander, bely ek dit, vergewe my, en dan maak ons reg, en as dit weer gebeur, dan moet ek weer vermaan word. Maar moenie probeer om 'n broer of 'n suster af te trek, want jy gaan hom net aftrek omdat jy bedreig voel deur hom. Jy gaan hom nie aftrek omdat jy hom wil opvat, jy wil hom net afbring na jou vlak toe. Goed. Okay, so volgende punt is toorn. Wrath. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar die krenkende woord laat die toorn opkom. En dis 'n vir ouens met 'n sterker persoonlikheid of 'n sterk opinie. Sterke persoon, sterk opinie. 'n Ou met 'n sterk opinie kan maklik 'n krenkende woord gee. Ek is een van hulle. En dan moet 'n ou sê, ek moenie die toorn verwek in die liggaam deur 'n sterk opinie of om 'n ouens seer te maak nie, want hy sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Naaiwer. Naaiwer is die Engelse vertaling praat van strive, en dit gaan oor 'n ywer om die hoogste rang te beklee. Klim die leer. Ons klim die geestelike leer. En ouens, die liggaam funksioneer nie om te kyk wie kan die vinnigste bo uitkom nie. Dis nie hoe die liggaam werk nie. Die liggaam werk op die beginsel van hoe vinniger jy by die plek kan uitkom, waar jy eerder staan op 'n plek waar jy ander help om by die Here te kom. Hoe baie skraler is die kans dat daar 'n jaloesie ding kan ontstaan in ons midde. En daarom moet ons nie hier by mekaar kom om te kyk wie die sterkste opinie het. Goed. Tweedrag. Seditions is die Engelse vertaling om die geestelike gesag van die woord te ondermyn en dan geskille in die liggaam te veroorsaak. Sê weer, om die geestelike gesag van die woord te ondermyn en dan geskille in die liggaam te veroorsaak. So kom ons sê, ek sê iets hier van vooraf, wat jy nie meer saamstem nie. 10de. Nou gaan jy nie begin oproepe gooi en sê, hoorie, wat dink jy van daai stellingkie wat Anton gemaak het nie? Dan kom jy na my toe.
En dan sê jy, weet jy wat, jy het nou 'n stelling oor die 10 gemaak, kom ek sê vir jou hoe ek het sien, en dan debatteer ons daaroor uit die woord uit, en dan kom ons by 'n punt uit waar ek dalk die volgende Sondag moet kom en sê, weet julle wat, ek is verkeerd, 10 is nie van toepassing. Maar moenie daai ding doen van, hoorie, ek verskil met wat Anton, nou bel ek iemand, en dan sê ek, hoorie, kom ek en jy gesels gou oor wat hy gesê het, of Pietie, of Jannie, of wie ook al, kom ons praat daaroor met mekaar, voordat ons met ander daaroor praat, as ons van mekaar verskil. Want op daai manier kan jy nie tweedrag saai nie. As ek en jy by die punt kom waar ons verskil, dan trek jy 'n tweede broer by. Dan sê jy, skriftuurlik, hoorie, julle twee kom, Werner en Konrad kom, hy het van my verskil, hulle twee, hy het nou met my kom praat, ek sê, ek staan by wat ek sê, hulle gaan kyk saam na die woord, hulle kom en sê, okay. En dan weet ons wat sê uiteinde, nê. As ons dan op die punt kom, waar die gemeente voel, Anton is nie in die waarheid nie, dan skop hulle vir Anton uit. Jy moet uit, want jy staan nou nie meer in die waarheid nie. Dis hoe erg het kan raak. Goed. Partyskap. Partyskap beteken in die Engelse vertaling heresies. Partyskap gaan oor om dwaal in te bring, sodat daar verdeeldheid in die liggaam kom. En ons almal het nou, dis amper maar ons boodskap. Ons het van daar af gekom, so ons is redelik attent daarop, dat ons kan nie dwaallering toelaat in ons midde nie, want dit wek partyskap, in die oomblik as daar partyskap kom, dan begin daar 'n nuwe afstigting van een of ander lering. Ouens, ons kan net die gesonde beginsels van die woord uitoefen onder mekaar en sê, kom ons doen wat die woord sê ons moet doen, en op daai manier kan ons al hierdie vleeslike optredes elimineer. Afguns is envyings, die Here se guns op iemand anders verwek afguns. Kain versus Abel. Kain voel, so kom ons, hoe gebeur dit in ons midde, dat die Here, jy sien die Here se guns op iemand se lewe, en as jy, ek weet nie wat is 'n goeie voorbeeld nie, maar Kain en Abel was 'n baie goeie voorbeeld van envy. En dit maak dat jy 'n ou wil doodmaak, nê? Moord, geestelike vernietiging as gevolg van lering, dronkenskap, geestelike bedwelming. Maar dwaallering, brassery, die Engelse vertaling praat van revelings or rioting. Nou, as jy gedink het brassery is te veel eet, dan was David sy hele lewe lank 'n brasser gewees. Nee, brassery het niks te, by the way, Bianca eet net so lekker, sy verniet en swaalie. Sy het altyd vir my vertel hoe groot lekker eet sy. Nee, dit het niks, dis nie brassery nie. Brassery beteken om op een of ander manier onbeheersde gedrag toe te pas as gemeente. Okay, so jy kan daaroor, rioting gaan maar oor voete stamp. Val op die grond, al daai goetertjies, daai goggaatjies wat uitspring. Goed. Ek is nou eers by die derde punt van hoe 'n Christen moet wandel, hoe gelowiges moet wandel. Derde punt, wandel in die lig van Christus. Wandel in die lig van Christus. Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dit sluit maar aan dit wat Konrad gepraat het oor die lig. En dan sê Johannes 12:35 sê, en Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie, en wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Okay, so wat doen die lig? Hy vat jou, en jy weet presies waarheen jy op pad is. Vierde punt. Wandel in die dag, sodat jy nie struikel nie. Wandel in die dag, met ander woorde in die lig van Christus, sodat jy nie struikel nie. Johannes 11 vers 9 en 10 sê, Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag wandel, stamp, en my woorde struikel hy nie,
of hy stamp hom nie omdat hy die lig van die wêreld sien. Christus die lig van die wêreld. Jy sal nie struikel as jy die hele tyd jou oë gerig hou op Christus en sy woord nie. Maar as iemand in die nag wandel, wat dwaallering is, struikel hy of stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Die lig moet in jou wees. Jy kan nie die lig op 'n afstand beskou nie. Jy kan nie die lig hoor by iemand nie. Die lig moet in jou wees. En die enigste manier hoe jy die lig in jou kry, is om self met die woord besig te wees. Kan dit nie genoeg beklemtoon? Die belangrikheid van jou om in die woord te wees. En wil ek net sê vanmôre, you don't fool me, I'm not the fool, you're the fool. As jy nie met die woord besig is nie, dan dink jy kan vir God voel. Jy hoef my nie te voel nie, ek worry nie wat jy doen nie, dis jou saak. Ek gaan jou die hele tyd motiveer om met die woord besig te wees, maar moenie dink omdat jy wegkom daarmee, omdat jou broers en jou susters jou nie sien nie, dat dit okay is nie, want God sien dit. Goed. So, volgende punt 5. Wandel in die nuwe lewe weg. Wandel in die nuwe lewe weg. Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heiligheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel. Wandel in die nuwe lewe. Die ou lewe is verby. Jy kan niks, die ou lewe kan jou niks help in jou wandel as 'n gelowige nie. Wandel na die Gees, 6de punt. Wandel na die Gees. Romeine 8 vers 1. Ek herhaal, ek het nie gesê wandel in die Gees nie. Wandel na die Gees. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Na die Gees, nie in die Gees nie. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Kan ek gou vir jou sê, die sonde sit in jou vlees. Die sonde sit in jou vlees, luister mooi. Moenie gaan put uit die vlees uit nie. Jy kan nie die Here dien deur nie te put uit die waarheid van sy woord deur die Heilige Gees nie. Jy kan nie put uit die fonteine van heil deur te sê ek wandel nou in die Gees nie. Want jy kan nie in die Gees wandel sonder die waarheid nie. So jy moet deur die Gees in die waarheid wandel. Goed. Vers 4. Romeine 8 vers 4 sê, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Kom ek vir jou sê, jy sal die reg van die wet kan net vervul word in jou en my as ons deur die Gees wandel of na die Gees wandel. Want waaroor gaan die reg van die wet? Dit gaan oor die wet was vleeslik geïnterpreteer en daarom het hulle dit vleeslik toegepas. Jy kan nie meer vandag die wet vleeslik toepas nie, want dan mis jy die diepte en die rykdom van waaroor was die 10 gebooie daar gestel. So, as hy sê jy mag nie egbreek nie, dan weet ons dit beteken, ouens, as jy nog as gelowige dink dis okay vir 'n Christen om te skei, gaan huis toe. Ons praat nie eers meer daai taal nie, man. O nee, my vroukie, ek gaan nou wan. Ek soek nog vir my ander pop. Ek soek vir my 'n lekker lyfie, want hierdie ene werk nou nie meer vir my. Nee, dis nie eers ons taal nie. Hy sê, moenie van God afvallig raak nie. Moenie van God skei nie. Dis 'n baie hoër wet. Dis dieselfde wet wat hy gemaak het om Jesus se woorde was, as jy na 'n ander vrou kyk, het jy klaar egbreek gepleeg.
Wat beteken dit? Dit beteken, hierdie is die liggaam. Ek kyk na ons as bruid, as die uitverkore vrou. Kyk ek en ek sê, this is where I want to be. Maar as ek nou oor die draad kyk na hoe hulle dit daar doen, dan sê heerlikheid, maar kyk, hulle dra dasse en hulle, kyk, kyk die karre wat hulle ry. Kyk die geboue waarin hulle staan. Nee, ons moet 'n bietjie daar gaan kuier. Maar dit is, weet julle wat, dis die hoorwet. Die hoorwet spreek ons nie aan op ons natuurlike lewe sondes nie, want dit behoort nie. Ons hoef nie meer daar te wees nie. Ons hoef nie te praat oor egskeiding, ons hoef nie te praat oor buite-egtelike verhoudings nie. As ek nog hier in hierdie vertrek moet praat oor, hoor die ouens, julle moet nie rondslaap nie. Jy moet nie eers hier kom sit nie. Jy sal nie toegelaat word nie, as dit is waaroor dit moet gaan. Goed. Ok, nou raak ek heeltemal vurig van niks. Goed. Nou kom ons by wandel na die gees, het ons nou klaar mee besig, nee, het ons klaar wandel na die gees begin. Ok. Goed. Vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Moenie uit jou vlees uitput nie, dit gaan vleeslik wees. So wat doen jy? Ek bedink geestelike dinge deur wat te doen? Deur te werk met gees en waarheid. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Luister mooi, ons het nou gepraat. Alles wat ek uit die vlees uit doen is vyandskap teen God. So wat doen mense om God te probeer behaag vanuit die vlees uit? Daar's so baie goed wat ouens doen en sê ja, ek het nog ons 'n battle want my skoonouers is by ons in die huis en dis baie duidelik dat daai dik skewe stroom wat in hulle lewe was, is 'n geweldige ding om uit hulle uit te kry. Dis geweldig. Want hulle is in die 80 jaar oud, so hulle loop al vir, kom ons sê, 75 jaar met 'n leen en om dit uit hulle uit te kry. En so, dis hoekom hy sê, buig die boompie terwyl hy jonk is, man. Goed. Die vlees bedink dit wat vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Niks wat uit die vlees is, kan jy onderwerp aan die wet van God. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Dis Romeine 8 vers 8, maklik om te onthou. Romeine 8 vers 8 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, nie in die gees wandel nie. Julle is in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom. So waarvoor het jy die gees gekry? Sodat hy jou kan lei in waarheid. Goed, dan kom ons by die volgende punt 7. Wandel in die waarheid. Wandel in die waarheid. 2 Korintiërs 4 vers 2 sê, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen, en ons wandel nie in die listigheid of vervals die woord van God. Right? So, hy sê die heimlike dinge was wat ons gedoen het om God se woord te vervals. En hy sê, daaroor is ons nou skaam. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. En daai skrifgie wat Konrad Lukas 18, 17, wat het jy met jy? Lukas 11. Lamp van die liggaam. Luister mooi. Hy sê, maar deur die waarheid aan die lig te bring. Jy sien, die oomblik as jy die woord toelos, kan die lig nie op die waarheid skyn nie. Die lig van die Heilige Gees wat in my is, moet die waarheid uit die woord uithaal en dit moet dit vir my 'n waarheid word. Sonder dit is dit onmoontlik. Dis wat dit beteken om deur die Heilige Gees se lig op die waarheid te skyn. En dan sê hy, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons
by elke menslike gewete voor God aan. So ons kan die enigste manier hoe ek iemand se gewete kan aanraak, is deur die waarheid van God se woord. Dis die enigste manier. Ek kan nie enige goed uit die lug uitgryp om na enige ou se gewete toe te werk. Is net die waarheid van die woord wat dit kan doen. So, om die waarheid te sê, jou opinie geld nie. Jou vleeslike opinie moenie ander ouens dryf nie. Kom ek vir jou sê, ek dink een van die sterendste goed om vir 'n wêreldling te sê is, hoorie, jy moet nie so lelik praat nie. Hoe moet jy vuil grappe vertel nie, man? Hoe kan ek dit vir 'n wêreldling sê? Wat beteken dit vir hom? Toe ek in die wêreld was, ou vir my gesê, die so was, luister, begin ek weer in tale te praat. Goed. Ek is al weer van my punt af. Wandel in die waarheid. 3 Johannes 1 vers 3 en 4. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. David het dit ook aangehaal. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Kan ek gou vir jou vraag vra? En moenie jou hand opsteek nie, ek vra net die vraag. Het jy kinders, nie jou eie bloetjie nie, het jy kinders wat in die waarheid wandel? Goed. Kolossense 1 vers 9 tot 12. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dis 'n mondvol. Gaan lees Kolossense 2 vers 9. Ek het eintlik net vers 9 en 10. Kolossense 1 vers 9 en 10. Die 8ste punt, wandel deur geloof. Nou hier's 'n belangrike punt, wandel deur geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So wat beteken dit? Wanneer ek kan nie enige iets vat wat ek met die oë kan sien en sê dis geloof nie. Geloof is alles wat die woord van God vir my sê wat ek nie met die oë kan sien. Geloof is alles wat die woord van God vir my sê wat ek nie met my oë kan sien. So wil jy in geloof wandel, moenie probeer om goed in die natuurlike met jou oë te kan sien en te sê, ek bou my geloof op dit nie. Met ander woord, gebruik 'n voorbeeld. Nou 'n man nie geld nie, om sy huur te betaal. Nou sien hy dit as geloof, 'n gebrek daaraan, of wat ook al. Ek sien, so wat moet ek doen? Ek moet gaan en kyk wat sê God se woord. En dan wil ek amper sê, met 'n vergrootglas gaan kyk, wat sê God se woord. God se woord sê, hy sal voorsien wat jy nodig het. Moet jy nie bekommer wat jy eet of drink of aantrek nie. En nou moet jy nie in die natuurlike riem kyk en sê, nou hoe's dit nou, die einde van die maand het gekom en gegaan. En ek het nog nie geld in die bank nie. Want as jy jou geloof gaan bou op wat jy in jou bankrekening sien, dan is jy klaar in die moeilikheid. Maar nou is daar ongelukkig, en 'n ou se stap met die Here is daar, moet 'n ou na die woord in die geheel kyk. En dan moet 'n ou dit doen. Okay, want dis hoe geloof werk. Geloof werk nie net altyd na my vleeslike behoeftes toe, of my vleeslike voorsiening toe, of wat ook al nie. Goed. Punt 9. Wandel waardig die roeping. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.
Waardig die roeping is waartoe is jy geroep? Jy is geroep na Christus toe en na sy koninkryk toe. En nou moet jy waardig daarin wandel. Hoe? Christus sê, kom leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart. Hierso staan, met alle nederigheid en sagmoedigheid. En dan sê, en lankmoedigheid. En sy gebed het hy mee begin, of wat hy gesê het is, dat hulle twee het besluit, hulle gaan nie uitklim nie. Want wat is jou opsie? Kom ek gou vir jou sê, wanneer die druk partykeer te groot raak in jou finansies, dan wil mense uitklim. Want dan sê, ek weet net nie, hierdie stryd is net vir my te veel. Dan wil jy uitklim. Goed. Volgende punt ek is amper daar. Volgende punt is 10, wandel in eensgesindheid. Wandel in eensgesindheid. Verskriklik belangrik vir ons om eensgesind te wandel. Hy sê Filippense 3 vers 16 tot 18, maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Kom ons besluit hier vanmôre, ons gaan almal volgens dieselfde reël wandel. Want dit is vir my amper die kersie op die koek, is om te sê, as ons dan net kom by 'n volle eensstemmigheid met wat die Heilige Gees vir ons as liggaam wys, oor wat is dit wat hy sê om in dieselfde reël te wandel. En dan is daai reël, laat ons eensgesind wees. Dis die reël. Wat is die reël? Eensgesindheid. Wees ook my navolgers broeders en let op wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Paulus sê, julle kan maar by my kom leer, ek ken nie wandel. Wandel soos ek gewandel het. Die vraag is, kan ons hier staan vanmôre, en dit sluit maar aan by wat Franco gesê het, ek weet nie of Franco of Konrad, oor voorganger, kan die voorganger sê, wandel soos ek gewandel, wandel soos ek. Goed, hy sê, want baie van wie ek julle dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Right, so, eensgesindheid gaan oor om in lyn te wandel met Christus se wandel en wie ook al dan in sy weë gewandel het. 11de punt, wandel in heiligheid. Wandel in heiligheid. 1 Petrus 1 vers 15 tot 17 sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Jou hele lewenswandel moet heilig wees. Met ander woorde, en ek sê weer, dit het niks met die vlees, moenie dit van die vlees uit sien nie, sien dit vanuit die geestelike aspek uit. Waarheid, waarheid, waarheid. Eensgesindheid. Want, omdat daar geskryf is, vers 16, wees heilig, want ek is heilig. Goed, 2 Petrus 3 vers 11 en 12, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Laaste punt, punt nommer 12, wandel in vrees. Wandel in vrees. Want as jy die Here nie gaan vrees nie, gaan jy pikkie raak oor waarin jy gaan gehoorsaam wees en waarin nie. Dis 'n gebrek aan vrees. En kan ek gou vir jou sê, dis iets wat na my hart toe spreek, as vir ons as 'n gemeente. Ek het soort van 'n skewe innerlike eed geneem om nie oor die 10de te praat in hierdie gemeente nie. En kan ek vir jou sê, dis vreesloos vir God om dit nie te doen nie. Watter kant toe dit ook al moet val. Watter kant toe dit ook al moet val. Om nie daaroor te praat nie is vermyding en om deur mense gesien te word, daar preek hy nou oor geld. So kom ons preek daaroor, kom ons praat daaroor, kom ons as manne gaan voor die Here daaroor en kom ons besluit wat sê die woord daaroor. En as ons klarigheid het oor wat die woord daaroor sê, dan neem ons 'n besluit oor wat is die pad vorentoe wat dit aanbetref. So vermyding is nie die antwoord nie. Goed.
So wat sê in 1 Petrus 1 vers 17, as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Wat is die tyd van ons vreemdelingskap? Dis die tyd waarin ons nou is. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons kan nie dieselfde as hulle funksioneer. Ons het 'n ander stel reëls as die wêreld. Volhard in die geloof, my volgende punt, ek is klaar met die wandel van geloof, my derde punt, volhard in die geloof. En ek het nog net 2 punte, en dan maak ons klaar. Volhard in die geloof, vermy die valses. Volhard in die geloof, vermy die valses, dan maak ons klaar met Johannes 2 Johannes. Volhard in die geloof, 2 Johannes 1 vers 8, wees op julle hoede dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie. Dis die woorde wat Franco gebruik het. Dis harde werk om by die waarheid uit te kom. En nou sê hy, wees op jou hoede dat jy dit nie verloor wat jy met arbeid verkry het nie. Maar 'n volle loon ontvang. So wat sê hy daarmee? Moet nooit ophou met die waarheid besig wees nie, want dan gaan jy die volle loon kry. En kan ek gou vir jou sê, as daar een ou is wat vir my kan sê, jy gaan die waarheid uitgeput kry voordat Jesus kom, good luck to you. It's not gonna happen. Daar's net te veel verborgenhede in die woord vir ons om by alles te kan uitkom. Ons gaan as ons in die hemel is, hy sê, julle ken nou ten dele, as ons die dag daar kom en sê, o Here, hoekom het ek nie meer ingesit nie? Dan kon ek meer gehad het. Ok, so hy sê, wees op julle hoede, pas op, dat daar nie iets anders inkom, wat julle gaan wegtrek van dit wat julle met soveel arbeid reeds gekry het nie. Galasiërs 3 vers 1 tot 4, o onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Hulle was eers, die Galasiërs was gehoorsaam aan die waarheid. Hy sê, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Julle het alles gehoor van hom, julle het van die kruis gehoor, julle weet alles. Hy sê, dit alleen wat ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Right? So werke van die wet is 'n geweldige aanslag op die kerk van vandag. Werke van die wet. Sabbatsonderhouding en al die goedjies wat hulle voorstel. Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Wandel ons nou weer vleeslik? Moets en moenies? Het julle vir nie so baie gelei? Verstaan jy dat jou lyding is deel van jou keuse om in die waarheid te wandel? Dis jou lyding. Het julle vir nie so baie gelei? As dit maar verniet was. As jy verniet gelei het, gaan huis toe. Moenie verder worry nie. Groet Jesus, groet ons en dan gaan ons aan. Hebreërs 10 vers 35 tot 39 sê, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig. Dis een van die goed wat ek net nou gelees het, wat ons nodig het in ons pad saam met die Here, is lydsaamheid. Hy sê, lydsaamheid en lankmoedigheid haak by mekaar aan. Hy sê, want julle het lydsaamheid nodig, omdat nadat julle die wil van God het gedoen het, die belofte te verkry, want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versy nie. Ons weet dit almal, ons sê dit ook vir mekaar, Jesus kom julle, hy gaan kom, sy koms is naby. So ons hoef nie daaroor te wonder of hy gaan kom nie, ons weet hy gaan kom. En omdat hy gaan kom, sê hy, nou moet julle aanhou en aanhou en aanhou en lydsaam bly in die proses. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. As hy hom onttrek. Wat is die geloof? Die onsigbare. Ons lewe is dit wat ons nie kan sien nie. Dit wat daar bo vir ons wag is ons lewe, en dit wat ons in ons hand vashou wanneer ons met die woord besig is. Maar by ons is geen onttrekking tot die verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Dis
So aanstap, ouens, en ons gaan mekaar nodig hê. Ons gaan mekaar die hele tyd nodig hê om hierdie stap te stap. Laaste punt, vermy die valses. Vermy die valses. 2 Johannes 1 vers 9 tot 11 sê, en dis die gedeelte waarmee ons werk, elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie. So, enige ou wat afdwaal van die waarheid af, is 'n oortreder. Klaar, maak nie saak in watter mate nie, hy's 'n oortreder. Hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Okay, ons het nou julle manne het dan klaar gesê, jy kan nie iemand toelaat hier. Ons gaan niemand hier toelaat in ons byeenkoms. En hy kom, enige ou kan hier kom sit. Maar as hy 'n opinie het en sy opinie is nie die waarheid nie, dan gaan ons hom dadelik hanteer. Ons gaan hom een kant vat en vir hom die waarheid vertel, en as hy terugkom met dit, dan skop ons hom uit. Sy gaan, jy is nie welkom nie. Ouens, dis die waarheid. Dis die woord sê ons moet dit doen. Ons moet hom nie hier toelaat nie. En dit klink nou baie, klink nou vir my half, so dis wreed. Hoe kan ons so wreed wees? Dis wat die woord sê julle doen. Goed. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Daai groet beteken Godspeed. You bid him Godspeed. Die Here se seën. Weet jy wat, ek het baie keer, het ek die fout gemaak. Ouens wat ek ken, my lewe lank al, wat sogenaamde Christene is, dan praat hulle die grootste pot snert oor die waarheid, en dan groet ons mekaar, as ons uit mekaar is in die Here se seën. Nee, ek kan hom nie seën nie. Ek moet met alles teen hom staan. Vir hom sê, dit wat jy verkondig is 'n leuen. En as jy dit nie, eventually, en dit het met ons gebeur, wil hulle nie meer met jou praat nie. Eventually wil hulle nie meer met jou praat nie. En sê, ek was al gesê gewees, die goedes wat die ouens sê, is, soos byvoorbeeld, you too heavenly minded and earthly worthless. Baie mooi dooie stelling. Jy is so heavenly minded dat jy earthly worthless is. Die Here kan jou nie gebruik nie, want jy is so geestelik verhewe. Maar weet jy wat, as jy met die waarheid werk, dan klink dit vir 'n ander ou jy is geestelik verhewe. Maar die woord sê dis wat ons moet doen. Goed. Moenie gemeenskap hê met 'n ander ou se bose werke deur hom te groet. Blessings. Terwyl jy weet hy praat strooi, moet jy vir hom sê jy praat strooi. Nie blessings nie. Ek so lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Nee, die Here is nie lief vir jou nie, want jy lieg. Goed. Romeine 16 vers 17 tot 18. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle. Nie embrace hulle nie, vermy hulle. Jou vriendinnetjie moet jy maar vermy. Kom maar op 'n punt, jy vermy haar maar net. Totsiens. Ek kan nie langer met jou praat nie, suster, jy wil nie hoor nie. Vermy maar. Goed. Want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie, maar hulle eie buik. My vleesie. Dis wat ek bedoel by eie buik. As dit net werk vir die vlees, dan werk dit vir hom. Goed. En hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde. Dis maar altyd, hulle het altyd, ek so lief vir jou. En jou kind is in die hemel. Verstaan. Dis vriendelike mooi woorde wat dood bring oor mense. Hy sê, en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Wie wat is die eenvoudiges? Die ouens wat regtig die waarheid soek, word deur hulle verlei. En ek en jy kan nie aandeel aan hulle hê, want ons help hulle voort om aan te hou om die eenvoudiges te verlei. Goed, 2 Timoteus, en dis my laaste skrifgie. 2 Timoteus 3 vers 5 tot 7. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Mense wat soos Christene lyk. Hulle het net die gedaante. Hy lyk net soos 'n Christen. Maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af.
want uit hulle is die wat in die huise insluip, in die gemeentebyeenkomste insluip en arme vroue gevange neem. Nie ou vrouens nie vir Tannie nie. Is nie arme. Tannie is baie meer geld as ek, so Tannie is baie ryk. Nie arme vroue beteken die wat sonder Christus is die vrou. Dis met ander woorde, hulle gaan en preek vir die arme vroue wat niks van Jesus weet nie. En die arme vroue wat mans en vrouens insluit, luister na hulle. Goed. Hy praat van die arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedrywe word. Wie? Die arme vroue. As jy sonder Christus is jy arm man, en dan gaan jy na enige lering luister om jou vlees te bevredig. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Daar's baie sulke mense daar buite. Hulle leer almal en hulle leer en hulle het soveel leerlinge wat hulle vir die ouens gee, maar hulle het niks waarheid nie. So 'n mens moet versigtig wees om te dink net omdat hy ou preek dat hy noodwendig die waarheid het. Of 'n gedeelte. Ek wil vir jou sê of alles is waarheid of niks is waarheid. So eenvoudig soos dit. Ja, Vader, ons wil afsluit eintlik met 'n meer van 'n positiewe ingesteldheid om te sê, Here, ons besef die belangrikheid van die wandel, Here, vir ons as gelowiges, is belangriker as enigiets anders. En ons wil mekaar aanspoor, Here, om in waarheid te wandel. Help ons met dit, help ons om mekaar te verdra, help ons om sagmoedig en nederig te wees, lankmoedig te wees en lydsaam, om met lydsaamheid hierdie pad te stap. Ek wil regtig bid vanmôre saam met my broers en susters, wil ek bid vir Konrad en Mariska vanmôre, en ek wil vir u vra, Here, wys vir ons, hoe vat ons hierdie pad saam met hulle vorentoe. Here, my gevoel is, as ons sê, ons is saam, dan as een 'n fout maak ons almal 'n fout. As een lei ons almal saam. En ons is almal partykeer in hierdie situasie waar hulle self bevind. En Here, ek weet hoe dit voel. En daarom het ek regtig medelee met my broer en my suster. Regtig nie omdat ek dink ek het gearriveer nie, omdat ek weet hoe dit voel. Dat jy voel jy staan alleen. Julle almal gaan aan met julle lewetjies, julle weet nie waardeur ons gaan nie. Here, ons wil nie daar wees nie. Help ons om hulle te help. Help ons dat ons mekaar help na Christus toe. En dat ons almal voor u kan staan eendag, Here, in gees en waarheid. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.